Want ons is dromers en doeners. Kom, vertel jou storie, deel jou beste dag. Ja, ons is dromers en doeners. Ons praat en ons lag en ons kuier saam. Goeiedag dames en here en welkom by nog 'n episode van Dromers en Doeners. Ons is hier by Connection Studios. So dankie aan Jaco van Connection dat ons hierdie amazing space kan gebruik om hierdie podcast te laat gebeur. En ook dankie aan Connection Productions wat gehelp het met die setup en die beligting. Ek is baie opgewonde want vandag het ek 'n baie cool ou hier so by my. Hy's 'n sanger, hy's 'n liedjie-skrywer. Ek het al 'n paar keer saam met hom gewerk. En ek is baie opgewonde om hom bietjie beter te leer ken vandag en ook dat julle hom beter leer ken. Sy naam is Jan Adrian van Rooyen, maar julle ken hom beter as Prop. Welkom. Daar is hy, lekker om jy te wees Quentin, Hey. allemaal naar buiten. Dankie dat jy hier is. Voorrecht. Ja, dat is vir my 'n groot voorreg. Ek was baie opgewonde toe jy gesê het ja. En ek wil sommer off the bat vir jou dankie sê vir jou ondersteuning in seisoen 1, want jy het so baie keer vir my gesê goeie episode en jy kyk actually episode seisoen 1. So dankie daarvoor en dis nou vir my voorreg om jou actually op seisoen 2 met jou te kan chat hierso. Ja, dan moet ek sommer by die intrapslag vir jou ook sê dankie, want ons geselskap op die langpad as ek so met my dayjob ry reg oor die land en oor naweek as ons toer, is dit dis waardig om hierdie gesprekke te hê. Wat ook al gesprekke is dit lekker. Dis mooi. Dit enige podcast in Afrikaans wat relevant is, ek love it. Ja, wel ek weet nog nie of ons relevant is nie, maar ons probeer hard. Nee, verseker bro. Ons probeer hard. Nee man, dis vir my so lekker om jou te sien. Ek wil vandag so 'n bietjie van 'n journey vat deur jou lewe. Jy weet, ek ken jou obviously nou in 'n professionele hoedanigheid. Ek weet so klein bietjie van jou persoonlike lewe. Maar ek dink daar's baie aanhangers al buite wat jou loopbaan ondersteun en jou musiek ondersteun. En ek dink hulle sal ook bietjie meer van jou wil weet. Dit is altyd lekker om bietjie meer te weet oor die man agter die stem en agter die liedjies. Ja. So as jy nie omgee nie, gaan ons maar 'n bietjie so journey vat. In 'n neutedop. Ek wil nie te nostalgies raak nie, maar is altyd lekker. Ek het groot geword in Witbank. 2005 gee ek my ouderdom weg, HTS Witbank. HTS. Ek gematrikuleer. Maar voor dit het ek sal nou 'n bietjie meer in diepte praat oor my nie geestesongesondheid nie, my noem dit 'n aangepaste leefstyl dat ek 'n bietjie anders aan mense lyk. Mooi woord, aangepaste leefstyl. Ja, dis nog as jy sê iemand is disabled of gestremd of iets, dis aangepaste leefstyl, dis mooi. Ek was op laerskoolkragplan, maar ek was ook tydens my laerskool, omdat ek gesukkel om te loop op 'n stadium was ek in 'n ander skool gewees. Meer op skool in Hartbeespoort. Maar sal dalk 'n bietjie later chat, maar ja, in 'n neutop ek het groot geword in Witbank. Born en raised, groot familie gehad, lekker elke tweede Saterdag by elke tweede ander familielid gebraai. Jy weet daai tipiese plattelandse familie, klein dorpie, samehorigheid vibe. Dit het ek groot geword. Dit is ek dink dis waar my maak nie saak of ek gesing het of in 'n band speel of 'n seremoniemeester sou word nie. Ek dink dis waar die hele ding van voor 'n crowd wees en sal nie sê die show oorneem om 'n show te gooi. Ja. Dis waar dit vandaan gekom het. So ek het gematrikuleer 2005 en toe het ek direk na skool begin die brawe ding, eintlik die stupide ding gedoen om net te begin 'n musikant wees. Wou eers bietjie gaan swat het musiek en toe besluit ek nee, ek gaan eers net bietjie musiek begin toer en shows doen. Ek het al van so staan dit 7-8 af al begin om jy weet jy begin ons maar voor die spar of iets met jou gitaartjie te begin ek sing en skryf en ek het baie gou agtergekom dat wat ek meer geniet as om gitaar te speel en mense te entertain is om in my kamer of ergens te sit en uit die niet uit iets te skep wat iemand kan of ek nou daar is of nie daar is nie. Het sê 'n storie of 'n gitaar, 'n storie of 'n komposisie of 'n liedjie of iets. Daai ding van iets skep wat iemand anders kan move op 'n manier soos Nathaniel sal sê. Ja. Dit het my gefascineer en ek het my van 2002 af het ek myself beywer om 'n liedjieskrywer te wees. Wow. En as liedjieskrywer glo ek het al suksese behaal, maar wat toe gebeur het net na skool is ek het met Robbie en Hammy bevriend geraak by Malonies, omdat ek so ook by die Square begin speel. So jy is waar ek wou heen gaan, maar ons gaan aan met daai ja. En toe het ek vir 10 jaar het ek so met Robbie het ek toe session music gewees en nog steeds probeer om my eie carrière te maak. En toe kom ek agter en alle musikante daar buite sal getuig dat
it's not easy being the underdog finansiëel gewys nie. Jy is afhanklik van, nie net is jy afhanklik van ander mense se shows nie, Ja. maar dis nie so maklik vir jou om shows nie. Jy doen maar my pa sê altyd is ons is 'n polisieman in 'n muskiet. Jy werk dit in die nag as jy die cover shows en daai goed. So dis die enigste ander manier dat ek kon ekstra geldjie maak is, ek was 'n cover band. Ek het op 'n stadium met ek het dit doeft afgenoem, kick en snare. Ja. En 'n gitaar. So ek het 'n vol band en ek het 'n bassist gehad, Anton Bassmeis. En dat ek so cover shows gedoen reg rondom Gauteng, Brits, Valwater, Witbank, Middelburg, Ja. Rustenburg, oral daar rond cover shows gedoen. Toe kom ek agter nie help. As jy 'n gesin lewe in 'n gesonde gesinslewe wil lei en 'n vrou en kinders het, daai is nie 'n lewe nie, man. En toe het ek besluit op die ouderdom van 27, ek gaan begin swat. Ja. 'n bietjie vir Robbie hulle gespeel, vir dit bouer myself, ons gaan nou die tot die slot van die storie kom. Okay. Toe ek gaan argitektuur swat en so selfsmatig begin van die cover shows minder gedoen, begin bietjie argitektuurwerk oor die naweek doen en toe het ek so ek dink my derde 4 jaar oneers het ek nie meer saam met Robbie gespeel en ek het net argitektuur gedoen. Ja. En toe het ek altyd nog songs geskryf. Die songskryf was vir my nog altyd die groot ding. Dis hoekom ek daar begin het. Songskryf was vir my altyd die groot ding. En toe ek net so voor COVID begin het, Ja. het ek agtergekom dat jy maar nou begin 'n ander wêreld my insluk en dis die argitektuur, ontwerpwêreld in die privaat sektor van regtig graft. 'n Ja. Regte werkie, soos my ma sal sê. Regte werk. So toe het ek agtergekom, ek sal moet op 'n manier, something's gotta give. Ek kan nie so hard werk laat aan die argitektuur. Ek het die liefde musiek en toere die naweekie. So toe ek maar die dwaase en slim besluit gevat om ek het vir die government gaan werk. En my policy was altyd het altyd gesê as jy 'n onderwyseres is, as jy 'n vrou is onderwys die beste. Ja. Maar dan kan jy by jou kinders wees in die middag. Vandag se tyd is dit nie meer so nie. En ek het toe nog gedink ook as ek vir die government gewerk as 'n argitek sal ek bietjie meer tyd hê. En dit het ook nou toe dit was in die begin so, maar nou nie meer nie. Verstaan ek nou bietjie meer senior in my pos en daai tipe goeders, maar dit het goed gewerk om my loopbaan te establish. Ja. Want ek het meer 'n 8-to-4 job gehad en ek kon in die aande dan gerekord het toe ek nog nie kinders gehad nie. Toe het ek my loopbaan so van so 2020-21 begin establish as 'n liedjieskrywer by die regte ouens uitgekom uiteindelik. Bietjie meer geld gehad omdat ek 'n day job het om by die regte plekke te rekord met Marian in aanraking gekom by Select en alles en dis die full circle van wat deur wat se hoops and bounds ek moet gaan om dit te doen waarvoor ek eintlik lief is. Liedjies skryf en dit vir mense perform en sien hoe dit ander mense, so mense op TikTok en social media sien hoe mense dans by liedjie. Dis wat die lekker vir my is om iets te skryf wat kultuur beweeg. Ja, ek praat baie. Wel, kyk, dankie vir dit. Jy het letterlik nou alles wat ek jou wou vra in een antwoord geantwoord. Dankie dat jy gekyk het. Ons sien jou weer volgende week. Nee, ek grap. Hoorie, daai's baie insiggewend. Obviously, jy het nou soveel goeters aangeraak wat ek in elk geval deur die gesprek diepte van elke. En nou gaan ons hulle elkeen unpack. Kom ons begin gou by waar het jou liefde vir musiek begin? Soos jy het gesê jy was lief vir musiek en goed, maar is dit iets wat dit geïnspireer het of hoe daai vir jou ontstaan? Ek dink is maar jy's nou raak ek diep die dingetjie van die lewe wat ek hoor singe deur my lewe. Ek is 'n ek onthou byvoorbeeld hoe my pa we are the champions sing met ons hond Sint. Hy was seker maar bietjie warm geweest, maar ons het die World Cup gewen 1995 en it was a moment of freedom en hy sing huilend met ons groot boerboel hond Sint op bo sy kop. Ja. Maar wat gelink het aan dit is daai liedjie. Ja. Ek onthou ook hoe my pa as hy down is en luister hy daar in die boot, daar wenners, verstaan. So daar was geensins my ma kan so 'n bietjie gitaar en klavier speel, maar nooit eintlik dit gedruk om laat ek dit doen nie. Maar ek het klomp momente in my lewe agtergekom hoe musiek my help en veral toe ek begin operasies kry, ek het vir die wat nie wie daar buite nie dat ons dit aanraak ook gehou het. Ek het sedro-akondoplasie, semi-dwargisme. Sedro-akondoplasie. Ja, sedro, die mediese term vir sedro is semi, so dis half en akondroplasie is dwergisme, so volle dwergisme. So jy sien die verskil aan my, my hele torso is normaal. Ja. By my bene, my endledemate noem hulle dit, soos my elmboog en my hande en my voete, dis korter. So ek weet nie lekker, my ma het altyd gesê soos 'n struik moes die dokter my altyd reguit buig. Jy kan hierdie arm kan jy sien. Ja. Nee, hy's bietjie kokkai, want hulle moes hom permanent stop of hierdie een laat vinniger groei met 'n growth plate, verstaan? Daai tipe goed, my hele lewe lank. So nou kan jy dink op die ouderdom vanaf so 3 jaar tot so, kom ons sê so 12 jaar was dit die ergste, dat ek baie keer tot 2 jaar
2 keer 'n jaar operasies gehad het. Die ergste was een keer wat ek hierdie arm in gips, been in gips met 'n Y-frame. Y-frame, wat my hele knie was geopereer en jy's 'n kind, jy beweeg te veel. So hierdie het nie eintlik 'n operasie gehad nie, hulle het ietsie klein daar gedoen. Dan sit ek so in gips vir 4-5 maande. Genade. So dit was nogal hektiek. En jy het hierdie natuur van jy's besig en jy wil entertain. Jy kan nie beweeg. Mens kom jy agter as 'n kind, jy sê vir jou neefie stoor daai rolstoel om so 'n grondbaan. Ja. Maar jy kom jy agter hoe donder swaar so 'n stuk gips om 'n draai. Dis ek maar af, jy weet. maar in elk geval toe so daai kere wat ek so stil moes sit en kyk hoe die lewe gebeur. Hoe ouer ek raak en my broerle en neefies het begin sport doen, Ja. hoe meer het ek oor naweke en deur die week as hulle kom nie middag huis toe meer nie, so ons kan nie meer jol nie, dan sit ek nou in die rolstoel. Ja. En toe ontdek ek MTV vir die goed en sleg. In die laat 90's sit ek in MTV kyk want my pa het DStv gekry, jy weet. So goed en sleg daaroor want ek het toe agtergekom dat musiek en kultuur so gelink is. Ja. En toe het ek daar enige ding geluister van Tupac tot wat is die antie se naam? Jy met die groot boule, Jennifer Lopez, daai tipe goed. Dis kom ek sê vir goed en sleg. Vir goed en sleg. Ek het agtergekom hoe musiek kultuur beweeg, musiekkultuur vorm. Ja. En ek dink dis waar die klokkie begin lui het, dat ek 'n liefde vir musiek ontwikkel, want ek het gesien wat se power dit het. Ja. En hoe dit momente in jou lewe, elke liewe fase van jou lewe is gewoonlik gelink aan musiek, of jy dit nou wil of nie. Ja, dit is 'n baie mooi antwoord daai. En net wat ek ook optel toe jy nou praat van daai 2 oomblikke van as jy op 'n moeilike dag het, wat se song het jy geluister? Donnie Neus. Donnie Neus en Wenner. dan met die Rugby World Cup wat ook daar gebeur het is jy het ook die emosies wat hy deur gaan geheg aan die musiek wat hy geluister het. So dit maak vir my 100% sin. Wie jy enige toe jy nou besluit het musiek is wat jy gaan volg. Wat jy wil doen. Het jy enige inspirasies gehad? Soos weet jy nou opgekyk as 'n kunstenaar en gedink ek wil soos daai wees of ek wil daai local of internasionaal? Maybe op MTV was ook Tupac. Nee, kyk, ek was 'n tiener van die late 90's gewees. Ek is so uit laerskool uit was die so 2003 van die millennium. Toe was Nirvana, Blink-182, Pearl Jam. So was meer rock. Dis waar my agtergrond vandaan kom. En obviously het ek daai tipe liedjies ook geskryf. Ek het so een liedjie met wat kan ek my krake toe verf. Wat was daai liedjie se naam? Ek kan nie onthou nie. Maar baie soos en dis nie ego driven nie. Ek sê as ek 'n band begin het, sou dit 10 ook in die vibe van Polisiekar gewees het. Ja. Obviously wat hulle maak werk het is die cool dinamika van elke liewe bendelid, maar ek het daai selfde tipe musiek het ek sit en skryf alleen in my kamer. Ja. Net nooit 'n band daaroor gevorm, altyd probeer. Maar ja, ek dink ek het die daai jare het ek nie die diligence gehad of die deeglikheid wat mense dit nou. Ek probeer my Engelse en Afrikaans meng, maar ek het daai tipe musiek geskryf. En toe kom ek agter hoe ouer ek word dat ja, daai tipe musiek is cool. In vandag se tyd is dit bietjie anders, moet ek sê. Jy kan enige genre skryf en as jy jy het 'n breër mark. Daai tyd was dit baie nis geweest as jy daai tipe musiek maak. Ja. So ek het baie agterkom as ek musiek wil maak in die Afrikaanse musiekindustrie, is dit nie makliker nie, maar jy gaan 'n breër mark bereik as jy kommersiële musiek maak. Ja. So my inspirasie en my grondslag van musiek was al daai tipe bands geweest, maar dit het soos wat jy ouer word verander dit. Natuurlik. Want ek sien my musiek as 'n besigheid, maar ek sien my musiek ook as ek wil soveel as moontlik mense bereik. Ja. En dis hoekom ek besluit het dat ek luister luister ek Jack Sparrow, my vrou mag dit nie weet nie. Maar ek love om Jack Sparrow te luister, maar vir die mooi musiek wat dit is. Ja. Nie vir die vuil taal en daai goeters nie, maar Ja. sulke cool music. Yes. Al Loukie se productions en daai tipe goeters en ek dink nie waar my inspirasie vir musiek vandaan kom is nooit 'n genre nie. Dis altyd daai ding van 'n gevoel wat dit wek by my. Ja. Ek onthou die eerste keer toe ek daai liedjie geluister het, ek onthou daai plek. Yes. So my inspirasie is never dit groei elke liewe dag. Ja. Dit is die groot ding van ek dink van enige gesonde musiek is jy moet nooit in 'n groep wees en sê nee, ek maak net musiek soos Def Leppard of soos dit moet dinamies wees. Dit moet groei met die tye en met jouself. Ek onthou in seisoen 1 van ons podcast het Rudy Kleingeld het ek en hy ook gepraat oor inspirasies. Toe het hy my vertel hoe sy inspirations verander het soos wat hy gedevelop het as 'n musikant en as 'n gitaarspeler. Hy sal altyd 'n Stevie Ray Vaughan en Brian May en daai tipe ouens sal hom altyd inspireer, maar soos wat hy develop
en nuwe mense ontdek en nuwe style en goed ontdek het sy inspirasies ook. So jy moet tog seker nou maar groei in 'n manier in die tipe mense wat jou inspireer. En soos wat jy gesê het, jy het agtergekom as 'n ou in Afrikaanse industrie kan jy 'n baie wyeer mark bereik en dan moet jou musiek moet seker nou maar 'n bietjie verander om by daai in daai boksie te pas as ek dit so kan stel. Maar mens probeer altyd om daai ding ook te vernuwe. Ek dink ons het soos hulle sê 'n nerve raak geslaan toe ons met toe Floors. Ek het Kwaadjie geskryf en ek het Kwaadjie gesien as 'n tipe van 'n maybe my baby Afrikaanse lekker Afrikaanse beat. En toe sê ek vir Floors, maar maak dit bietjie ouerige gitaar en toe kom hy met daai rockabilly bum net oor die chorus. Kwaadjie, maar mense hoor dit eintlik nie eens nie. Ja. Maar so is dit die oud en die nuut en jy maak iets nuut van dit. So net soos Rio ook sê, jy moet altyd daai ou inspirations bring want dis nostalgie en mense kan nie glo wat se in die onderbewuste, die mense weet nie eens dat daai partykeer besef nie eens dat daai rockabilly beat daarin is nie. Ja. Maar dit doen iets in jou onderbewussyn dat jy daai beat hoor. So dit bring nostalgie by 'n liedjie wat jy eintlik oor die liefde gaan wat jy nie besef het dit gaan nie, verstaan? So dis die power van musiek. Jy kom agter die hou van die song, maar jy weet nie eintlik wat dit is nie, maar daar's iets. Ja. By the way, Kwaadjie is 'n great song. Ek sê daai song het loop, maar ons gaan nou 'n bietjie oor hom chat. So dan wat ek gehoor kan jy onthou was daar een oomblik gewees waar jy 'n finale besluit gemaak het om te sê, yes, musiek is wat ek wil doen vir 'n lewe. Is daar so 'n oomblik gewees wat jy aan kan terugdink? Of het jy altyd gehesitate, jy weet jy love dit, maar jy was nie seker of jy dit wil doen nie? Ag, dis daai ding wat ek het pal in my lewe as ek live sing of sing by die kerk of by iemand se braai net akoestiek om die ding, sê mense, vir al die ou tannies, hier's 'n paar aan die keel, sê die ou tannies, moet nooit ophou sing nie. En ek het net nooit ophou sing nie, en daar was 'n jaar terug was daar 'n stadium wat ek gesê het, okay, ek gaan nog steeds altyd shows doen, maar moet ek dalk bietjie minder, want ons almal weet hoe duur is dit om te rekord, bietjie minder rekord nie. Ja. En dan 2 maande later voel ek weer anders. So, daar's nooit 'n moment dat ek gesê het, ek gaan nou voluit gaan nie, daar was net altyd nog die ding van, dis iets in my, soos deel van asemhaal, moet ek net skryf. Ja. Ek live in brief skryf, ek is baie besig op my foon met voice notes en skryf is my die ding. Ja. So dit gaan nie vir my soseer om musiek maak en perform nie, ek wil skryf. Yes. Dit is deel van my om 'n uitlaatklep te hê, kreatief, om dit wat ek, nie noodwendig wat ek voel nie, maar om iets nuut te skep. Ek dink dit gaan meer oor daai ding om iets te skep wat heel moontlik iemand anders iets kan laat voel. Ja. Daai ding ek dink hy sal my nooit los nie. Ja, ek dink enige groot skrywer, ek is nie 'n groot skrywer nie, enige skrywer wat sy sout werd is, behoort daai ding in om te hê van, I can't live without this. Ja. Verstaan, soos 'n ou wat nie kan, met karre lewe, hy moet elke nou en dan in sy kar wees en dan om tune en dan werk en om gaan reis. Dis in jou, as dit ding in jou is, jy gaan dit hom los nie. Ja, dis 100% waar en dit maak sin. Nou ek het gou 'n vraag hierso en ek dink, ek wonder nog altyd daaroor en ek wou nog altyd gevra het en ek dink daar's baie mense wat wonder, maar waar kom die naam Prop? Jy hoor nou weer. Daar's soveel verskillende weergawe. Wie het dit vir jou gegee of wie het eers dit genoem of waar? Vertel ons. Dis ouens op hoërskool as ons na musiek-event, nie musiek nie, na soos interreis of interrole gaan in die bus. Ja. Dan prop hulle my sommer laaste bietjie in. Verstaan jy? Ek sit my sommer daar bo op die sakke want ek het mos nie bene nie, so prop hom sommer daar in. Verstaan? So dis maar wat hulle gesê het. Badprop. Ja, maar dit altyd maar my ma het, ek het soveel baie byname gehad. Stompie, Shorty, en ek het nooit, my ma het my van kleins af geleer dat as iemand jou iets noem, embrace dit. Ja. Moet nooit gaan, jy moet nie my Shorty noem nie, verstaan? Al ken jy jou nie. Embrace dit. Jy moet reg wees vir met 10 ander antwoorde. O ja, ek is al Shorty, Stompie, ek het wel nou pikkie mense, noem nie mense pikkie nie, sies man. Ja. Maar ek het soveel baie, ek kan nie nou aan almal dink nie, maar ek het hom embrace. Die oomblik toe iemand my Prop noem en hy tweede, derde keer is ek okay, nou is ek nou maar Prop. Verstaan my? John en Chris is die ouens. Chris is al oorlede, maar was sy broers oorlede. So dis al nog voor musiek af. Ja, lank is dan het 6, 7 jaar. Sien, dit het ek nie geweet nie. Ek het gedink dit het dalk begin by miskien 'n bandmember of 'n ding. Ja. Jy weet. So, maar dis interessant, dis okay. Maar dit was 'n baie groot gesprek met saam met Marie en dit kwam ons eers Drian Du Plessis gewees het, omdat dit 'n familienaam is. Adrian en my broer het sy laat die Drian genoem en was 'n lang gesprek, wil ek nou Prop wees of wil ek eerder Drian wees, want ek moet 'n brand stig vir die musiek, want ek gaan nou voluit gaan nou invest in die karier. Ja. En dit het lank by my gespook en toe besluit ek maar as jy dan nou vir mense wil musiek maak, wie's jy dan nou om vir hulle te sê,
hulle moet jy nou Drian du Plessis noem, omdat dit vir jou 'n bietjie meer ernstig klink, dan gaan hulle jou ernstiger opvat. Dis presies die teenoorgestelde. Ja. Jy moet dit doen wat mense die natuurlikste sal laat voel rondom jou. Ja. En as mense jou wil prop noem, moet hulle jou prop noem. As hulle jou kort gat noem, moet hulle jou kort gat noem. Jy maak mense gemaklik. Moenie jou ego tussen dit sit nie. Dit was nogal 'n groot ding, want ek spandeer 100,000 rande om hierdie karier te begin. Maar Drian voel vir my, mense gaan my meer ernstig opvat, of moet ek nou prop sê? Maar daar was geskiedenis het bewys. Ja. Mense is gemaklik met 'n dousie of 'n snotkop of 'n puna of wat. Verstaan Exactly. jy? Ja. So ja, dit was 'n groot ding, maar En dis 'n baie meer unieke naam in elk geval. So mense gaan dit een keer hoor en nooit vergeet nie. ja. Ja, weet jy, al gaan Drian du Plessis onthou of Jan Adrian van Rooyen. Verstaan jy? Want dis ook baie meer algemene name. So okay, so ek wil gou chat oor jou Robbie Wessels journey. Jy het lank vir hom gespeel. Ja, dalk te lank, maar Dalk te lank. lekker jare. Sommige Hammy en Nee. dan. Hoe het dit begin? Kan jy gou vir my net hoe het jy in daai band ingekom of hoe daai hele gesprek begin van jy gaan vir hom begin speel? Ek het vir Robbie ontmoet, ek dink dit was 2023 of einde 23. Het ek by die dwergefees in Nigel gespeel, toevallig. En hy doen toe die nashow en toe op daai stadium met Bobby van Jaarsveld, ek en my pa en sy pa was vriende toe hulle ons ouderdom was. En toe het Bobby se karier net begin. Ja. Toe het ek baie saam Bobby getoer en pre-shows vir hom gedoen en 'n bietjie gehelp met die shows se setup en daai tipe goed. En Bobby het toe al 2004 het al begin op Woensdae aan Maloney's vir Robbie open. Ja. En toe ontmoet ek so, toe ek en Robbie mekaar ontmoet die eerste keer, toe weet ons al van mekaar. En toe raak ons net direk vriende, val ek en Hammy. Ons direk net pelle geraak, want ek en Hammy is dieselfde. En toe het ek ook begin pre-shows doen. En een ding het na 'n ander dink gelei, een of ander tyd was daar net nie 'n bassist nie. Bassist kon nie opdag, jy sê maar, ja, prop nou jy maar inspring. Ja. Sê ek, ja, ek het al een of ander rockband bass gespeel, ek sal seker kan speel, geef my net die gitaar en die amp. Disaster is eerste show in Bloemfontein. Ja. Maar jy weet ons altyd daai ou een dronk ou kom na jou toe sê, jy het gerok. Ja, jy was amazing. Maar ek dink ek was gemute in front of house. Maar anyway, maak ek 'n storie gou lekker lank, maar dis hoe dit begin het, 'n baie natuurlike, organiese ding. Ek dink enige ding in die lewe vir my is, as 'n ding nie so organies is nie, dan it's not gonna last long. En dis moet so lank gehou het, want ons was almal eintlik net 'n lekker klomp pelle. Hulle is ook 5 kinders, ons was 4 kinders. My paale was 5 kinders. Ja. So gewoond aan daai groot familie samehorigheid vibe, en ek dink dis wat geklik het by ons. En wat was die tydperk wat jy vir hom gespeel het? Was dit Einde 2007 tot so 2016, middel 2016. amper 10 jaar? Ja. Amazing. Is daar enige cool stories wat jy ons kan Ja, vertel? te veel. Okay, dink aan so 2 wat vir jou uitstaan, snaakse oomblikke. Want ek meen, Dit baie oomblikke kan inkriminerend wees, jy weet dit. nee, kom ons uit dit. Kyk, Dit is band daar, kom ons sê gou so, met Robbie en Hammy saam, kan ek imagine daar is vrek snaakse goed wat gebeur het. So enigiets wat nie inkriminerend is nie en Ek sê altyd die ding, Robbie is 'n baie lekker ou om op saam mee te toer. En daar's altyd diep en lekker gesprekke en snaaks, heeltyd stories is die groot ding. Dis wat die groot ding wat ek mis om nie saam met hulle te toer nie. ja, Omdat hulle ook so baie mense ken, so altyd nuwe stories, verstaan. So stories vertel in die bus en grappies vertel as ons by ander mense kom. Dis altyd die grootste ding wat my sal bybly. Ek mis dit baie en elke liewe ding is 'n grap. Ja. Ietsie kleins wat ek kan sê, soos wat ons nou nog sê, ek het eendag by 'n plek waar ek in 'n pub regularly gespeel het, een van my groot pelle se broer, 'n girl kom staan langs hom. Is nou nie 'n snaakse storie, maar dis die tipe goeters, kulture wat ons gebou het. ja, Nou was vir my vrek snaaks so hierdie 'n girl kom staan so liefies langs die ou. Hy's nogal fris en die girl kom staan so liefies langs hom en hy so blerry ongeskik met daai. Sy sê, "Kan ek maar hier so staan?" En toe sê die ou, "Nee, jy kan doen wat jy wil." En van toe af sê die band, toe vertel ek hulle daai storie want dit is vir my so moersnaaks. En dis nou 'n ding, hierso hou my elke keer nou en dan hoor as iemand vir hom iets sinneloos wil sê, "Jy kan doen wat jy wil." Verstaan, so ons het sulke kulture die hele tyd gebou. ja, So baie keer, dis met enige band is dit so almal wel buite weet, is dat 'n band het altyd sulke internal grappies wat hulle die hele tyd doen. Natuurlik die ding van die Afrikaanse, my bos, my bra, al daai tipe goeters, Babs het ek vir Robbie altyd genoem. Ja. Ek probeer nou tyd spaar om aan 'n spesifieke storie te dink, maar daar is so baie. ja, Die grootste ding is stories oor vertel en hierdie internal kultuur van net die hele tyd op die langpad wees en lag. Ons het altyd dit as 'n escape gesien. Ons gesê, Ja. toer is nie die regte lewe nie. As ek nou saam met my band op die pad langs sê ek altyd dit voel vir my op 'n bachelor's sit. Ek probeer minder vloek, maar dit voel altyd soos 'n bachelor's. Dit is so sorgeloos om van daai oomblik dat jy in die kar klim tot jy by die venue is. ja, As jy nie slaap nie, is jy besig om net, want wat anders moet jy doen?
Ja. Jy maak storieetjies op, jy gesels Grap. oor politiek en al grap en allerlei dinge. Ja. Dis die lekker van 'n band. Ja. Daar's geen spesifieke stories nie. Al wat ek kan onthou aan die einde toe is Robbie nou 'n bietjie ouer as ek en Hammy al. En ek kon nooit weet wie was eintlik slegter vir mekaar, ek of Hammy nie. Want ons het nogal die alkoholkultuurtjie gedryf, jy weet. Gedryf, ja. Baie laat nagte, Messina, die son al sien opkom oor die rivier, hoe die mense oor die grense, Ja. vroegoggende. Was daar nie Begrafry net ook. 'n biltong winkel storie nie? Maar ek mag nie 'n storie vertel en myself nie inkrimineer nie, maar ek sal vertel. Die, Okay. Nee, ons sal altyd, jy weet ons is tieners, maar jy zonk mekaar elke nou en dan of jy trek 'n broek af of 'n ding en die spesifieke moment is daar 'n girl in die band en Hammy in 'n biltongwinkeltjie trek hy Robbie se broek af en dit was vroeg die oggend. Ons het net van bloem af, ek dink ons het 5 uur die oggend uit bloem uit gehad. Robbie het net sy broek aangetrek en ek weet for the life of me hoe dit gebeur het nie. Maar Zanda is besig om 'n skoen of iets vas te maak, die girl in die band. Ja. En toe sy opkyk, toe staan Robbie poedelnaak voor haar. Dit het nie onie aan nie. Sorry, Bob. Oeps. Ja, dit het gebeur. maar gelukkig was dit nie, ek dink eers enigiemand anders het dit gesien nie, maar sulke staf het pal op toer gebeur. Ja. Maar nou dit laat my nou aan een ander storie dink wat ek weet nie of ek moet vertel nie, maar dit het gebeur. Ons sal hom uitkat as jy dink. Ja. As jy dink is te erg kat ons hom Maar uit. ons toer in Namibia, maar as jy moeg getoer, jy en dis was die laaste keer waar sulke tipe Sulke grappies. Dis nou nie inkrimineer nie, maar dit het gebeur, maar ek weet nie wie was kwaader vir mekaar hy of ek. Hy was dalk ook baie kwaad vir homself want Ja. hy het besef. 'n ander cool storie is ons was moeg getoer. Nou vat jy my terug. Ons was moeg getoer. Dis 'n bietjie van 'n skoner storie. Dalk met jy die vorige een kat. Anyway. Okay. Maar ons ry soos 'n moeg getoer, dude. Ek dink is dieselfde naweek wat ons stondsteek gekry het op ons het by Clifton Beach gaan. Ons het van daai dag op ook 'n reël gehad. Die aand voor 'n show doen jy nie iets nie. Ons het almal sonsteek gehad. Ek sit in slaap letterlik op die stage in die boer Durbanville. Slaap ek op die stage en speel. Mense het ek gedink waar hel gaan aan met hierdie, maar ek het sonsteek. So ek sit so in basgitaar speel en Robbie doen sy ding. Hy's net so moeg. Ek dink ons het na die tyd aantekeninge het Robbie gegee. Ons is net bed toe. Ja. Vroeg hy volgende oggend ry ons Melkbosstrand om 'n breakfast te gaan eet. Ook nie eintlik rus nie. Robbie wil nou graag hy het 'n verliefdheid op hierdie Melkbosstrand en ons ry die agterpad so om. Maar ek sê altyd as iemand op daai stadium 'n poep in daai kar gelos het, is dit die einde gewees. Dan was hy uit die band geskof en dit is gewoonlik 'n welkome humor om 'n poep te los, maar ons is net gatvol. Ja. En ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar voor ons ry 'n trok. En hy ry 'n boks raak wat in die pad was. En toevallig is dit een van daai bokse. Ek weet nie wat Mardi Gras season of 'n Kaapse klokse season was, maar dit's 'n boks wat vol verskillende kleur vere is. Ja. En dit is net dit lyk so 'n reënboogie vir ons. En ek weet nie hoe kry ek dit reg, maar in so 'n droë stem sê ek: "O moer, daar ry daai ou nou net 'n sirkus vol struis raak." Dit was die einde. Ek sweer ons het afgetrek. Ek dink seker klomp moeg ouens, dit is eintlik almal kwaad vir mekaar. Ja. Ons het afgetrek vir 10 minute gelag. Toe het ons weer genoeg energie van al die dopamine om dit so Sirkus lekker. vol strys. Dis great. Maar daar's altyd sulke stories. Dis die Ja. lekker ding van toer. Jy mense gaan deur dik en dun saam mekaar. En partykeer ek weet self as 'n ou oormoeg is enige iets vir jou partykeer snaaks. Goed wat eintlik nie snaaks is nie. Ja, is ek vir jou weet nie hoe ek snaaks. daai Hoorie, dit is great. Nee, dankie dat jy daai Blink gedeel oomblik het. gehad nie. En ek seker die ouens gaan verstaan ons inkrimineer hulle nie. Dis net van stories. Iewers moet dit uitkom. Dit moet uitkom. Hoor hierso. So hoe die besluit gekom? Jy het toe jy by Robbie opgehou het. Het jy besluit om op te hou daar? Ja, ek dink dit was maar 'n ding van Robbie het bietjie minder getoer. Hy het ook begin meer by vocal events sy besigheid. Hy het ook daai stadium Moby Bins gehad. So ons elkeen het maar uitgebranche en meer van sy eie ding begin doen. Ja. Dit is toe al 10 jaar aan mekaar. En toe het ek ook nou besluit, right, let's do this. Ek het op daai stadium was ek ook uit 'n gultjie gehad waar ek redelik ernstig oor was. Toe sê ek maar kom ek doen dit nou, kom ek begin nou. Ek sal hierdie jaar klaar maak met die swattings, maar meer ernstig begin deeltyds werk en dan om begin maar dink aan trou en kinders. En dis wat ek altyd met lief wou doen, verstaan? Ja. So dit was maar so 'n natuurlike ding gewees van we all knew that ons moet groter word en ophou net party op die pad en dit is 'n escape scene en begin. Want op daai stadium die werklikheid van die lewe is dat op daai stadium is al my pelle al afgeswat, trou, van hulle het al kinders, hulle het nou paemente al vir 3 jaar betaal, so hulle kan al huise bekostig. So jy kom agter, jy's so 'n bietjie omdat jy
hierdie living this dream wat almal gedink het is amazing. It's amazing, ja. Jy kom agter dat jy moet nou bietjie meer begin die dinge ernstig. Jy moenie elke oggend nou 8 uur 9 uur opstaan nie. Jy gaan moet leer in jou roetine om 5 uur 6 uur op te staan en om te gaan werk en graaf dit want al jou pelle doen dit. Ja, want as 'n ou nie ek dink dis en jy kan nou maar vir myself ek reg of verkeerd is, maar om 'n band member of 'n session muso te wees en dit voltyds te doen en dit sustainable te kan doen en dan nog te trou en kinders hê, dit gaan 'n moeilike ding wees. So dis hoekom jy die voorreg om nou ook 'n day job te hê. Ek weet as jou droom is dalk om net musiek te doen. Ja. Maar sal jy vir jou vrou en kinders kan sorg net met musiek? Ja, dit doen nie vandag se. Dis baie moeilik. En die som is eenvoudig. Kyk, enige suksesvolle besigheidsman of kom ons sê suksesvolle carrière, ou sê maar jy's 'n ingenieur. Daai ou sal altyd 'n sideline hê. Op 'n stadium van sy lewe in vandag se ekonomie het almal 'n sideline. Ja. Almal doen verskillende goeders. En dis nie dat ons nie tydens soos hy, ons almal het altyd ietsie ekstra gehad. Ek het altyd die live shows gehad, ek het altyd probeer om musiek te skryf. Maar ongelukkig is daai nie die kreatiewe wêreld is nie so jy het nie so baie surety. Jy's nie so seker van jou saak dat dit 'n sukses gaan haal nie. Maar as jy gaan swat en 'n graad het, iets agter jou naam het, soos my pa altyd gesê het, is die sekerheid dat jy iets gaan hê net so bietjie meer. Bietjie beter. So ek het daai penny het gedrop het as ek nie iets gaan swat nie, dan gaan dit vir my moeiliker wees om te steun. Ja. So ek kan ook nie sê dat ek nooit net musiek sal doen nie. Wie weet, môre skryf ek die grootste hit vir 2 jaar hit en dan kan ek permanent toer. Ja. Maar ek dink wat ek sal dan doen is dan sal ek op 'n manier nog steeds my day job probeer hou, verstaan? Exactly, ja. Hoe ouer mens word, hoe meer besef met dat die lewe is nie maanskyn en rose. Jy kan nie net doen wat jy wil nie. Jy moet vir die toekoms dink. So ek dink nie ek sal dit ooit drop nie en vir enige toerende musikant daar buite is wat jy so vinniger as later moet besef is dat hierdie droom kan eindig. Jy's moeë so bevoorreg. Hy kan enige oomblik eindig, ja. Dis die groot ding. Dis dat ek hoe ouer ek is, besef ek dat dis 'n it's a gift. It's nie 'n gegewe nie. Ja. Daar's eintlik die mooiste song, een van die mooiste songs wat ek mal is oor is If Today Was Your Last Day van Nickelback. En die woorde is daar, my best friend gave me the best advice that today's a gift and not a given right. Ja, verstaan jy, dis eintlik so vrek mooi. Ek het hom geluister al jare, maar ek het hom nie so ingeneem nie. Nee, jy moet onthou. Dis die ander ding van groot word, is nou luister jy die song wat jy 20 jaar terug of 15 jaar terug ook geluister het, maar nou beteken hy vir iets anders. Ja. Kom ons chat gou oor jou solo loopbaan. Jy het nou so in die begin redelik kortliks verduidelik dat jy nou besluit het om solo te gaan. Jou eerste solo album was vrygestel? Ek dink dit was Augustus 2022. 22. Ja. Ja, want dis 'n jaar daarna het ek nie meer begin saamwerk met kroniese goeters, maar ja, Augustus 2020 het ek Kwaitjie as 'n single gedrop in einde Julie en toe ek dink dit was 13 Augustus was dit die songs naam was die album se naam was Sing Hoop Weer Klink en ek so een van die laaste ouens wat toe nou 'n vol album ons nou net daaroor gepraat het. Ja. Die een van die laaste ouens wat 'n vol album, maar dis bloody duur. Ja. Maar ek het dit nie geweet nie want ek was so lank toe in 'n ander wêreld gewees. Ek het gehoor van hierdie streaming singles ding. En hindsight is 2020. Is nie dat ek 'n fout gemaak het. Ek dink daai het my meer gedevelop as 'n kunstenaar as enigiets om regtig 10 van my bestes op daai stadium uit te gee. Ja. En niemand het dit toe gedoen nie, maar ek het toe direk wat lekker was, ek het toe direk 12 baie goed produceerde songs gehad en goeie songs gehad dat ek weet sal werk op live shows en ek kon dit begin optree. Ja. So ek dink dit het my, toe hoef ek nie weer op myself op te gewerk het deur die pub scene om 'n show te develop nie. Ek kon net direk al die songs en ek het 'n bietjie covers ook gedoen. Exactly, ja. Maar ja, die 2021 en toe daarna begin ons single na single uit te bring was eers Shera en toe Gogga waar ek en jy ontmoet het. Dis nou eintlik waar ek wou uitkom, maar ek wil net aanraak aan iets wat jy gesê het voor in jou vorige antwoord met die album ding. In seisoen 1 het Fran Prince hier gesit en hy het gesê 'n single te release is net 'n bladsy van 'n boek. Hy het soveel meer om te sê en om 'n album vry te stel is een van sy grootste drome nog wat hy nou nog nie reg gekry het nie. Dit is 'n tydperk van jou lewe wat jy vasvang. En dit is 'n hele boek basies. En dan die ander ding is, as jy net elke 4 maande 'n single release, aan die begin van jou loopbaan, het jy nie so baie originals om te doen op jou shows nie. So die voorreg van 'n vol album
alhoewel een van die laaste ouens was, soos jy gesê het, nou het jy 12 songs wat jou eie is, wat jy kan perform, en maybe 3 of 4 covers. Waar vir 'n ou wat net 2 of 3 singles uit het, is dit andersom. En dit is dalk partykeer 'n bietjie catch-22. Ja, dis die groot ding wat ook die, nie die koring van die kap skyn nie, maar as 'n skrywer, 'n ou soos Brian Prince, kan ek dink dat hy daai inkring het, of enige ou wat skryf, want jy sit daagliks en jy skryf nie net een song nie. Enige goeie skrywer, moenie vir my sê jy's 'n skrywer as jy 2 songs in 3 maande skryf nie. 'n Goeie skrywer is pal besig om iets te create of te develop. Ja. En daai ding wil jy vat vir mense. Dit Ja. is eintlik hartseer dat op vandag se tyd, en ek dink dit sal verander op 'n stadium. Ek dink hoe groter mense following is, hoe meer kan jy minder, ek sal nie sê minder kwaliteit, maar jy hoef nie so baie moeite in elke track in te sit nie. Jy kan dalk 'n live ding doen. Ek weet baie mense het al live recordings gedoen van goeters om dit bietjie makliker te maak. Maar waar ek by uitkom is dat dis vir my hartseer, maar dit is 'n goeie ding ook, want jy sit jouself daarop dat jy moet nou besluit wat een van hierdie 10 songs wat jy geskryf het sal dalk die beste wees. Ja. En ons is in nou bring ek my ontwerpstudies met argitektuur in, is daar so hulle het dit genoem iterasie. Hulle sal jy sê ontwerp gou 'n monogram met jou voorletters. Soos daai wat jy op servetjies sien van al die ryk mense in die middeleeue. Ja. Dan sê hulle maar nee, dis nie net van 10 minute sit nie. Hierso is 100 blokkies. Doen dit 100 keer oor. Want slegs wanneer jy dit 100 keer oor kan doen met jy die perfekte een sal hê. Ja. En dis die goeie ding van 'n skrywer. Dis wat mense mis met wat ek raak nou baie diep in filosofie oor, maar enige goeie skrywer gaan daai proses deurgaan. Ja. Dan gaan sy beste goed daarin. Exactly. inkom. En dis wat vir my hartseer is van die industrie is dat mense besef nie aldag en die breë publiek hoef dit nie te besef nie. Maar die ouens wat 'n single het, daar's baie ouens in vandag se industrie, Afrikaans, Engels, oral wat 'n single het en daai single is goed, maar die sukses het nie van sy 10 iterasies afgehandel nie. Dit hang af van die platemaatskappye en die songwriters in daai plek. En dit is nie dat ek suur is daaroor nie. Ja. Dis wat jonger ouetjies moet besef is dat partner by die regte, as jy regtig jou loopbaan wil ernstig opvat, doen een van 2 dinge so gou as moontlik. Leer songs skryf, begin songs skryf en dan moet jy of partner met die regte mense en be a nice person en besef dat hulle jou ergens kan bring en dat jy dit nie in staat is wanneer jy daai dink ek gou jou podcast hoor. Nee, dis 'n great hoorie, dis 'n great analogy wat jy daai het. Dis baie goeie, baie waardevolle inligting en ek seker ons mense daar buite wat dit tot waarde gaan neem. Jy het iets gesê ook daar oor die 100 blokkies. Toe laat dit my dink aan iets wat ek nou al 'n paar keer op hierdie podcast gesê het, is iemand het een keer vir Bono van YouTube gevra, "How do you write a hit song?" To say it's easy. You just write 100 songs. Ja. Iewers daar uit kom die beste een, die mooi een. Ja, so dit is baie waar wat jy daar sê. So kom okay, cool. Ons het ontmoet nou op Gogga se music video shoot. 'n tweede single. Dit was vir my pret, nê. Ek moet gou voor ons begin vir jou sê, die rede hoekom ek dit geniet om saam met jou te werk, is jy is 'n ou wat weet wat jy wil hê. Jy is altyd voorberei en jy is baie structured. Presies soos ek. Ek is nie 'n kom ons wing it tipe ou nie. Dit maak my baie nervous. Ja. En ek dink jy's dieselfde. Jy wil partykeer jy het al baie hier vir my gesê jy overplan. Soos ek het nie hierdie ding ek het nou te veel moeite ingesit. Ons het die helfte van die goed nie eens gedoen nie. Ek is dieselfde. Ek overshoot, ek overprepare. Maar jy gaan my nie omkant vang nie. Verstaan jy? Ek is voorberei en dis hoekom ek hou van om saam met jou te werk. En ek meen Gogga se shoot was lank. Dit mal goed daar. Maar hier dit was van ou. Dit was baie cool geweest. Wat die lekker ding vir my is om van jou te werk is dat my idees wat ek kom na jou toe is nooit en baie keer gebeur aan musiekvideo's nie eers, maar dit is altyd vir my lekker om met iemand te gesels wat oopkop is in die sin van dat ons gaan iets doen wat die beste moontlik wees vir wat ons wil doen. Ja. Ons werk daarna toe. Maar jy kan nooit sê hoor hier nee, ag kom ons doen net dit en dan gaan dit 'n sukses wees nie. Dit is nie hoe ek en jy rol nie. Ons rol met kom ons maak seker dat wat ons wil doen die regte ding is en in dit doen ons al hierdie ekstra moeite rondom die ding. Ja. Dis wat my lekker ook is elke keer as ek en jy in gesprek is, dis hoekom ons gesprekke raak ook so filosofies want ons dink nie net aan die eindproduk en wing en kry dit gou oor en verby nie. Ons wil regtig waar ons albei geniet het om kreatief te wees met musiekproduksies of wat hierdie is ook deel van kreatief wees en ons wil seker maak dat wat ook al ons uitbring het ons nie sommer net iets gedoen vir iets doen nie. Ons wil iets nuut tot die tafel bring. Ja. En dis wat my so lekker is van jou werk is dat jy is altyd bereidwillig om 'n oor te wees vir hierdie wat ook al moet ontwikkel dat dit kan iets nuuts wees en iets anders wees. Ja. Ja, maar Gogga was
ons het daar ek het mense in 3 girls in jumpsuits gehad en gehoop dat almal besef dat ek wat in 'n UF'ner koud is, dat dit my 3 bunnies is of so iets. Ek weet nie, maar die ding is mens moet dit deurmaak. Dit het nie dalk so cool aanklank gevind direk by die Afrikaanse markie, maar ek dink mense wat nou na daai video kyk besef, maar okay, hier is iets anders in, iets ander moeite daarin. Ja. So 'n paar dinge wat lesse wat ek geleer het uit daai video uit is, een is, maak nie saak wat jy doen nie, die Suid-Afrikaanse mark hou daarvan om dat jy direk vir hulle wys, ons party en ons kuier, jy moet dit nie in 'n kantoor shoot nie. Ja. Dit is die lesse wat ons geleer het. Ja. Maar dit is my baie lekker dat ons daai les kon leer met so van music video. Ons het soveel van daai dag gehad. Dit was baie Ons het wel gebraai buite, ons moes dalk net binne in die huis gebraai en sodat meer kultuur deur Ja, kultuur en van exactly. gewees het. Ons moes net die braai in die video gewys het, want almal braai buite en die party gebeur binne, hoorie, maar daai mense wat daai kantoor vir ons gegee het vir die dag, dit is mense wat jy geken het, Ou nee. Frikkie, ja nee, dis 'n DLC template nie. Ek, Frikkie is hulle kantoor, ek het hom ontwerp actually. Ek moes nog baie ver terug ry huis toe, ek het nog in die Laagveld gebly. Ja. So ek weet nie wie daai kantoor opgeruim na die tyd nie, was dit julle of het Nee, ons het probeer soveel as Jesus, moontlik. ons het vir hom besig gemaak. Daai kantoor was nie mekaar nie. Maar dit was baie pret en ja, obviously het ek 'n paar keer al saam met jou gewerk na dit en ek sien uit na dit wat kom. Daar's potentially nog iets wat ek en jy saam gaan doen binnekort. Ek weet nie wanneer gaan ons hierdie episode uitsaai nie, maar miskien is ons al besig Ek sal met oor dit. die liedjie praat as Quentin dan nie die video doen nie of nee, Quentin gaan die video doen as die liedjie uitkom en hopelik is daar finansies om 'n video te doen. So ons moet oor hom praat. Ons ja, maar wel, as jy gou wil, wat is dit? Wat 'n song is dit? Waarmee is jy besig? Hy's actually nou vandag waar ons hierso sit, die job moet loop is die song se naam. So hopelik is hy nou al uit. En dit gaan letterlik oor daai ding van in Suid-Afrika sê ons die job moet loop, maak nie saak wat nie. Maar waar die penny gedrop het met hom is dat dit klink eers of jy sing oor politiek. Ek sê die wet van Transvaal bly maar knak en betaal. Dan sê ek bring maar net jou kan, dan sê jy laaste lag. En dan sê ek die job moet loop, so het jou pa ons gesê die job moet loop as ouma kleinkinders wil hê. Ja. Maar wat ek in vers 2 dan doen is, mense dink nou dit gaan oor politiek, dan sing ek in vers 2 sê ek as pantoffels eers regeer is dit buig meneer, maar nou raak pantoffels leggings, lips en meer. Al regeer vir gelief om jou hart te dief, minister van finansies by jou het ek so lief. So die penny het gedrop toe ek die song so bietjie nie, dit gaan nie net oor politiek nie, want ons almal weet jy eintlik die beursies in ons families regeer en dis die vrouens, verstaan? Dis my mamma, ja. Dis mamma. So dis my lekker om 'n song uit te bring wat ag weer eens is dit net fun, maar is lekker as jy sê altyd as jy bietjie politiek en bietjie partytjie en dit is ek dink dis die Suid-Afrikaner se kultuur. Dis hoekom ek hoop mense weet nooit of 'n song 'n groot sukses gaan wees nie, maar ek hoop regtig die mense verstaan my hart dat ek weet dat almal daar buite hulle gatte afwerk. Ja. Maar net so hard as wat jy werk, so hard kan jy jollok. Kan jouself geniet. En dit is waar hierdie song vir my gaan. Ja. Hard werk en hard speel. Dis die gees van die liedjie. Ja, ek sien baie uit om hierdie projek saam met jou af te skop en hopelik is hy nou al uit teen die tyd en as hy nog nie is nie, kyk uit vir hom. Ek wil gou nog iets voor ons ek weet jy het gesê jy gaan vir ons ietsie speel vandag op gitaar. Ja. Voor jy dit doen, wil ek net gebeur hoor. Meeste van jou songs het maar 'n lekker snaakse en humoristiese aanslag. Is dit iets wat natuurlik kom of is dit iets wat jy op fokus wanneer jy skryf? Ek dink as jy nie daarop fokus nie, sal dit nooit gebeur nie. So dit is 'n ding vir my van ek gaan my lirieke is veral 'n ding wat ek heavy fyn kan. Ek is nou besig met 'n nuwe liedjie en mens moet altyd seker maak dat wat ook al jy sê sin maak en dat jy aan alles raak moontlik. Anders dit of nie alles moontlik raak nie, maar dat dit nie eentonig is nie. Ja. So ek probeer altyd, obviously as dit nou 'n diep love song ballad is, maar selfs met 'n liedjie soos Ware Liefde, sing ek eintlik waaroor liefde gaan. Ja. Is dat dit gaan oor daai ding van jy verdra haar maar dat sy so lank vat om klaar te maak, Ja. want dan lyk sy darem mooi. Exactly. Of jy gebruik daai ekstra tyd om maar 'n knertjie te gaan vat en om op sport op te vang. So vir my gaan dit altyd oor om so true as moontlik te wees en om nie jouself so ernstig op te vat oor die lewe nie. Ja. So dis waar my musiek moet gaan. Is nooit vir my 'n ding van skryf iets om ernstig en diep so te wees. Daar is plek en tyd vir daai liedjies, maar ek dink ons Suid-Afrikaners glo ek nie as 'n skrywer wil die diep kant. Hulle weet van die diep kant. Ja. Maar hulle wil heeltyd die werklike waarheid het altyd 'n tikkie humor in. Exactly. 'n tikkie satire of wat 'n mens dit. Ja. En ook die ding is daar's al klaar genoeg jy weet ernstige, hartseer, moeilike tye in die wêreld. So ouens wat musiek soos daai uitbring, soos wat jy doen, bring altyd 'n klein bietjie ligter. Dis nie grapperige gespottery nie, maar dit is hy het 'n humoristiese aanslag. Een van my gunsteling songs van jou is Bosveld Vakansie. Okay. Want ek sit myself in daai selfde posisie waar ons op vakansieoorde was
En verstaan jy? Jy weet waar daai liedjie vandaan gekom het. Ek vertel dit baie op my shows, maar Vertel ek en my gou, vrou is op 'n slender wonder diet. Ek sê okay, op 'n diet. Kat maar die woord uit die brand uit. Maar ons was op 'n diet ek en my vrou en nou moet jy hierdie kossietjies in 'n yskassie sit en dis warm. Ons kamp in Mabalingwe, ander kant Warmbad. Dis vrek warm. Nou as jy op 'n diet in die middel van nêrens in 'n tent en jy moet al daai kos warm hou. Ek sê ja. Hoe die hel? Hoe kan jy dis die satire daarvan. Ja. Maar natuurlik hoef ek nou nie direk daaroor 'n song te geskryf het, want dit is 'n unieke ervaring. Moet besluit ek maar tog is dit die moeite werd vir mense om so te suffer en nog steeds dit te doen. Ja. Toe begin hy die park staan gepak. Boeta Baartman pro sy lak en 'n pizza karavaan kom ook aan, verstaan. So toe begin ek daai stories so te vorm van weer eens uit 'n punt van dit. Jy moet nou nie so ernstig hier sit en sulk omdat dit moeilik is om kos koud te hou in jou yskas hier saam met jou vrou op diet nie. Ja. Geniet die lewe en skryf 'n song daaroor. Exactly. Dit dis die ding van die liedjie van Bosveld vakansie, maar elke liewe song van my kom uitdaring uit van moet dit nie so ernstig opvat nie. Dis nie so crap om te kamp nie. Daar's iets lekker daar. Ja, nee, daar definitief iets. Dis great hoor. Ek geniet die musiek baie en ek dink op daai noot. Kom ons kyk gou. Ek weet dit vir ons iets interessants hierso en ek sien baie uit om te hoor. Dis 'n nuutskepping soos hulle sal sê. 'n Nuutskepping is die regte woord, nê? Ja, it's 'n adaptation of 'n nuutskepping, ja. Adaptation. Okay, cool. Adaptation van 'n Engelse lied. So kom ons gaan gou alles regset en dan as julle ons weer sien, is hy besig om vir ons te sing. Bietjie kaas, bietjie wyn, bietjie biltong, nou sit op 'n lekker plek. Asal wil ek se mammy se in die straat afdraf en pappa stop sy pakkie vir die was. Dan jol ons kinders lekker, dis 'n modderbad, dit moet lyk asof die naweek rof gaan raak. Bietjie kaas, bietjie wyn, bietjie biltong, nou sit op 'n lekker plek. Bietjie kaas, bietjie wyn, bietjie biltong, nou sit op 'n lekker plek. En halfdag dash 'n woelie skooter deur die hek, pa nog op sy foon om rand te rek. Ons kinders kan vermol toe mama sê, hey Jack, daar is rugby, later pakkie los hier reg. Bietjie kaas, bietjie wyn, bietjie biltong, nou sit op 'n lekker plek. Bietjie kaas, bietjie wyn, bietjie biltong, nou sit op 'n lekker plek. Na die rugby raak dit rof Jan Skoffel. En papa speel die airgitaar, maar tikkel ons voel niks. En Bernard skiet 'n shooter af in elke keel, skalla flirt met al wat leef en beef. Jan lê in die blomme wissel daai trofee, en Piet se klere brand weer reg en neer. Bietjie kaas, bietjie wyn, bietjie biltong, nou sit op 'n lekker plek. Bietjie kaas, bietjie wyn, bietjie biltong, nou sit op 'n lekker plek. Dit raak laat die manne brom en mompel. Môre gaan die koppies klop, maar tikkel ons voel niks. Want is lekker om die onne bietjie los te maak, om vir mamma so te sien so lekker kwaad. Maar gaan slaap nou boeta, lyk my jy het moeg geraak. Jy's lankal verby slim en veel te braaf. Bietjie kaas, bietjie wyn, bietjie biltong, nou sit op 'n lekker plek. Bietjie kaas, bietjie wyn, bietjie biltong, nou sit op 'n lekker plek. Jessie my maat, dankie. Daai was nou so lekker. Nou is ek sommer lus vir 'n koue dingetjie op 'n lekker plek. Ja, dis dankie vir jou. Ek wil sê dankie dat jy dit like. Wat ek wil sê is dat Robba het so baie sulke goed gedoen. Baie Leon Schuster het dit gedoen, Robbie het dit gedoen, Worsie Visser self. So dis die hartseer van die album sê nie, soos ons gesê het. Wow, sit jy daai liedjie nou release hom. So dankie dat ek hom hier kan jol. Verstaan jy? Yes, dankie. Nee, by ons is daar altyd plek vir so iets. Jy dink nie, hier is actually 'n interessante ding wat Lawrence actually nou net vir ons gevra het. Hoe werk 'n copyright storie met so iets? Want die tune is tog kom van Oblada af. Ja, hulle sê partykeer moet jy tot nie die name noem nie, maar jou groot ding met dit is dat
jy moet dit erken wat van wie dit afkom, maar jy luister ook nou self baie soos Rick Beato en goeters. Partykeer as jy net van die band se name noem, dan tel die algoritme dit op YouTube. Maar ek dink waaroor dit gaan is dat jy nooit vir iemand laat dink dit is 'n jou song nie. Verstaan jy? So ek gaan dis kom ek sê dis 'n nuutskepping van 'n ou liedjie. Van 'n ou liedjie, ja. En wat cool is deesdae van ek luister 'n gesprek van een of ander business rights lawyer. Jy kan maar net op YouTube vra die vrou wat 'n business rights doen en sy het so 'n rooi kuif, sit dan sal AI dit vir jou optel. Ek kan nou nie haar naam onthou nie. Maar AI tel hierdie goeie so op dat eintlik sal jy nie meer iemand kan kopie sonder dat hulle dit weet nie, verstaan? Ja. So AI gaan hierdie ding 10 keer optel en vir daai ouens sê ek het dit gedoen. So jy hoef nie meer toestemming te vra nie. Hulle gaan jou nie copyright strike nie. Ja. Hulle gaan in 'n mate, daai vrou het op 'n stadium gesê, hulle kan in 'n mate dit demp, dat dit nie in sekere areas is nie soos dat dit nou net in Suid-Afrika bly, verstaan? Ja. En vir ons, hoe kan dit ons nou plaas, dat nou net in Suid-Afrika bly? Ouers gaan die ouens oor dit nie kan luister nie, maar dit is die ander ding van tegnologie is dat dit maak al hierdie tipe goeders makliker. En hulle sê vir al cover songs, as jy cover songs doen van iemand, hoef jy, as jy 'n song presies so 'n bietjie 'n tech talk, maar as jy 'n song presies in die struktuur doen wat die oorspronklike is en jy maak dit net jou eie met 'n sin maar dis net 'n akoestiek weergawe met 'n viool, maar dis 'n song van Michael Jackson. Jy kan haar net so opdoen, die royalties gaan outomaties na hom toe gaan. Ja. En dis die lekker ding van YouTube en al hierdie stromingskanale is dit raak so outomaties. Jy kan dit moet dit nooit doen en sê dis jou song nie. Ek dink dis die groot triek. Be honest, verstaan? Dit is iemand anders se liedjie en ek het net nuwe woorde geskryf en gedink dit gaan werk in ons konteks. En in ons kultuur, ja. Exactly. Want dis lekker. Ou, daai was flippin awesome. Ek het dit geniet. Hoorie, kom ons chat gou vinnig. Ons het nie meer te veel tyd oor nie, maar ek wil aan twee goedjies so geraak. Kom ons chat net gou met wie is Propos die artist op stage. Ja. Jan Adriaan by die huis. Jy weet met wie is my vrou getroud? Met wie is jou vrou getroud? Wie is jy wanneer jy by die huis is, die ligte is af, die musiek is stil, die kameras is af en dis net jy en jou vroutjie. Wie is jy dan? Ja, ek is 'n pa van 2, 'n laitie van 2 en 'n half. Hulle word amper 3, 2 en 8 maande. En 'n dogtertjie van 4 maande. En ek dink dit op sigself sê vir enige iemand wat die persoonlikheid van so iemand moet wees. Ja. As hy komposmentos is. So ek hou van om rustig te wees saam met die familie. Ek's 'n baie een-op-een gesprek persoon. Okay. Ek love dit om saam met my laitie net baie keer sit ons sulke treinstelletjies en speel. Ek is nie 'n kuiergat op sigself nie. Ek hou van sosiaal wees in die sin van om sin te praat saam met iemand soos hierdie. Ek is 'n so one-on-one persoon. Ja. So as iemand by my kom kuier, ek hou nie groot parties nie. Ek hou daarvan om eerder daai energie. Ek's 'n verskeiklike ekstrovert wat dit betref. Ek hou daarvan om 'n groot crowd nie om die aandag te hê nie, maar om te sien hoe ek die mense wat styf is en nie eintlik by die sosiale party wil wees nie. Ja. Ek wil hulle adres. Maar by die huis is ek doodrustig. Ek doen my ding. Ek hou daarvan om nie om die leier van die huis te wees nie, maar ek is die man in die huis. Ja. En ek probeer om soveel as moontlik rustigheid in die huis te bied en om ek is chilled ou. Ek gaan nie hard musiek luister en die hele dag braai en daai tipe goeie. Soos mense dink van meeste kunstenaars nie. Ons is ook net mense wat we have stuff to deal with. Ja, exactly. En in daai sin is ek glad nie, ek's nie uitspattige kuier te veel nie. Ek hou daarvan om te lees as ek tyd het. Podcast luister baie. Golf speel as ek tyd het. Ek sal eendag nog saam met jou gaan golf speel, maar daar's nie meer tyd deesdae vir dit nie. Te lanklaas gespeel. En baie filosofies. Ek luister nogal baie diep politieke, meer filosofie, ek moet politiek deesdae, maar baie filosofies dink ek. Ek's baie filosofies ou, maar dis weer eens, dis nie wie ek is wanneer ek by my familie is nie. By my familie probeer ek net daai standvastigheid in te boet van okay, ek sal sorg as 'n bietjie Boeta sal kom met hier help ek, as mamma sukkel daar, as ouma sukkel daar. Ja. Ek probeer en ek's 'n bouer, ja. Dis 'n bouer. Jy's nou is jy 'n bouer. Ons bou en breek by die huis staan. So ek is nou is ek 'n bouer. Ek lag toe jy aankom toe sê jy het besluit om jou eie boukontrakteur te wees. So die uitdagings is volop. Ek het argitektuur geswat, so ek het probeer om die huwelik so 'n bietjie te red. Ek kom ek agter op vandag se ekonomie is dit nie so maklik nie. Ja. So doen ek dit nou. Hoorie, so is jy 'n kwaai pappa? Ja, nogal. Ek dink ek's streng. Daar is soveel metodes en weer eens probeer ek soveel as moontlik oplees oor wanneer om werklik streng te wees en wanneer om
meer comfort te bied vir iemand wat self, my seentjie wat self in 'n situasie is wat hy nie lekker kan beheer nie, maar Ja. daai ding is eintlik maar net genade hoe die Here jou coach, want jy leer so baie meer van hulle, van geduld en daai tipe goeters, maar Ja. ek sal sê ek streng in die sin van moenie kanse vat met my nie, Ja. maar ek's baie speels. Ek sal op my maag lê saam en Saam met treintjies hulle speel en doel. saam lag en stoei. Ek dink is baie belangrik om te stoei met 'n kind dat hy sy kragte teen jou toets en nie teen die chommies, jy verstaan, so ek leer dit vir hom. Ja, dis waar. Dis baie belangrik dat 'n jong lad ergens het om die energie. Op 'n stadium gaan hy bietjie ek check hy's al amper hy pas my al omtrent hierso. Is dit? So, oor 'n paar jaar gaan hy sig gestuur hy nie meer. Dan gaan hy jou Ons stoel. moet maar 'n boetjie kry dat hy teen hom Dan moet hy 'n boetie maar Ja. stoel. Ek is bly jy noem dit want ek wil juist vir jou vra, jy het nou weer daai mooi woord aan die begin gebruik. Wat is dit, aangepaste leefstyl? aangepaste lewe. Ja, ek wil gou by jou hoor, as ons gou vinnig oor dit kan chat. Is dit hoe kry 'n mens dit eerstens en is dit 'n ding wat oorerflik kan wees? Ja, dis 'n lang gesprek gaan probeer kort, maar mense kan maar gerus gaan lees in Marula Media. Dit is 'n lekker plek wat ek altyd mense na verwys. Dit is oorerflik, maar ons het agtergekom dat ek tydens ons IVF proses, want ons het bietjie gesukkel om kinders te kry, ek en my vrou, en Ja. ek praat oop oor dit, want ek weet daar's soveel mense wat sukkel met dit. Ja. Maar wat ons ook gedoen het, hulle noem dit en dis weer eens 'n kontroversiële onderwerp, maar hulle noem dit ICSI is een deel van dit wat hulle bring die saadjie en die eiertjie bymekaar. Ja. Dan groei hulle maar dan toets hulle die embryos. Nou hulle het my embrio hulle getoets met my DNA getoets oor 600 skeletale dysplasia reekse Wow. by 'n internasionale DNA bank. En hulle het nie gekry wat ek het nie. So ek is klinies gediagnoseer. Klinies beteken op die oog af sê 'n klomp dokters dit lyk soos die ding, maar hy match nie op die DNA bank match dit nie, verstaan? En dit kan wees dat dalk net nie my unieke geval en kode van die DNA Ja. bietjie anders is. Dis 'n variasie van pseudoachondroplasie. Ja. Maar by dit gesê, toe hulle die embryos weer terug die embryos wat ons gebruik het hulle toe getoets en daar is nie 'n match nie. So dit is nie te sê dat my kinders dit nie sal hê nie, verstaan? Okay. So om terug te kom na jou vraag toe is dat dit is oorerflik soos enige ander genetiese siekte 50-50 oorerflik is, want ek het dit. So daar is 'n 50% kans dat ons dit kan hê. Jy kan sê dalk minder nou omdat ons bietjie meer toetse gedoen het. Ja. Maar ek het net as 'n ouer besef alles wat ek deur is en ek het gesê as ek vir my kind iets bietjie beter kan bied en dis moet so kontroversieel. Party mense sê mens moenie so mingle in God se plan nie, maar ek het net besef as ek kan nou, want jy weet die raai prosesse is van IVF en DNA toets en alles. As mense dit weer dan sal hulle besef, maar net so duur en baie meer emosionele moeite het ek deur gegaan. Ek het okay daarvan afgekom. Ja. En ek sê nie my kind sal nie okay daarvan afkom as hy ook lyk soos ek lyk nie. Ja. Verstaan? Maar ek het gevoel ek en my vrou het lank daaroor gepraat en ons baie diep gesprekke gehad, sielkundige gesprekke en so 'n bietjie mense gaan sien ook en raad gevra en besef dat maar dit is okay as ons die moeite wil doen om te kyk dat ons kinders moontlik dit nie kan hê nie, Ja. verstaan? So ja, ek weet nie of die gesprek so diep wou hê nie, maar die Nee, punt is dis nie oor dit is oor erflik, maar ons het seker gemaak dat ons so veel as moontlik kan doen Om dat dit dit te nie met ons vermy. kinders gebeur nie, Ja. verstaan? En sê gou vir my, hoe oud is jou seentjie nou? Hy is 2 jaar en 8 maande. Wanneer kom 'n mens dit agter? Is hy okay? Nou? Dis die groot ding van die ding is my ma het dit eers opgetel toe ek 3 jaar oud was. Het hulle agtergekom dat ek baie sit. Ek hardloop nie so kwaai rond soos die ander kinders nie. Ja. En my gewrigies het meer geknak, sê sy as babietjie, maar baie babietjies se gewrigies knak ook meer. So Okay. so dit is jy kom hom eers op 'n later stadium agter, maar ons het ook al die toetse gedoen tydens swangerskap om te kyk of al die beengroetjies reg is. Daai het niks getoon nie. Ja. Maar hulle sê dit sal nie noodwendig wys in die pseudoachondroplasie nie. Okay. En die medisy is ook nie so ver, ek dink nie ons is so ver in die medisy dat ons presies 100% kan sê nou dat my seentjie of my dogtertjie dit nie het nie. Ja. So as hulle dit het, kry op 'n stadium dan is dit so. Dan is dit dis ja, dis 'n Ja. tricky ding, Mm. maar daar's baie erger siektes, daai Kensington disease, weet jy van dit weet. Wat mense partykeer kan nie eens agterkom jy het nie. As jy op 43, daai mense op 43 val jou immuunstelsel jouself basies aan op 34. Jo. So daar's baie erger DNA siektes wat 'n mens kan kry. Ja. Maar dis nie 'n pad wat ons hoef te gaan nie, maar my punt is net dat if we get it, it's fine. Dan leer dit ons bestuur. Presies, en jy het nou al deur die journey gegaan en jy weet Ja. ook jy gaan baie beter weet hoe om jou seun
of dogter Ja. daarmee te help Ja. as wat jou ouers, want daar's niemand anders voor jou wat jy Nee, van weet. ek was die spawn van die spawn van die dit. defek, as mens dit Jo. kan sê. Dis ongelooflik. Jo, okay, wel, dankie dat jy dit met ons gedeel het. Ek was ook baie nuuskierig oor dit, so dankie dat jy gedeel het. Ek wil gou vinnig raak aan hierdie, ons is op dromers en doeners. So ek moet vra, sien jy jouself meer as 'n dromer of meer as 'n doener? Kan nie sê ek is in albei wêrelde. Net en dis hoekom ek besluit om argitektuur te swat, want ek hou van droom, maar ek besef dat as mense nie doen nie, dan is die droom doelloos en andersom ook. Jy kan nie net doen nie. Ja, Jy moet droom om iets nie te doen. So ek dink dis hoekom ek like jou titel toe ek gesit en gesien het jou titel toe ek se julle dit podcast en dit is nogal cool want Ja. die wisselwerking tussen droom en doen is vir my my hele lewe nog baie belangrik. ja, En ek dink dis 'n ding wat in die kreatiewe wêreld party kunstenaars droom bietjie te veel, dan gebeur daar niks en ander doen te veel, dan is die produk so bietjie kangerig. en ek dink die belangrikste woord van ons titel is eintlik die woord en, want ons is nie dromers of doeners nie, Ja. ons is dromers en doeners. Julle is ook nie dromers en of doeners. Ja, as jy // nie, en die ding is, 'n droom beteken niks as jy nie iets doen omtrent dit nie, en dit hulle gaan gepaard, en dit is juist hoekom ons met mense wil chat die hele tyd wat dromers en doeners is. En ja, is daar 'n groot droom wat jy nog altyd het, wat jy dalk nog nie hardop gesê het of nog nie aksie begin neem het toe nie, wat jy miskien eendag nog wil bereik? Meer passiewe inkomste. Ek en my vrou die naweek oor gechat. Dis glad nie met musiek uit te wy, maar ons wil, ek dink daar is soveel maniere in vandag se tyd om meer geld, nie geld te maak, dit gaan nie oor geld. Mense verstaan daai ding altyd verkeerd, maar ek wil 'n meer passiewe inkomste hê sodat ek meer hierdie kan doen. Ja. Meer musiek kan doen. So een van my groot drome is om nog altyd vanaf ek begin argitektuur is wat om 'n kant 'n property portfolio op te bou. Dit sê dit nou Communes of Airbnb of net bou en breek. So daai ding een of ander tyd gaan dit kom. Ja. En dis 'n wisselwerking. So ek wil hê my musiek, my groot droom is dat my musiek nog meer kan suksesvol wees. Ja. En dan kan ek dalk die finansies kry uit die musiek om daai ding te werk of dit kan andersom werk. Ja. Mens weet nooit nie, maar mens met ander drome. Ek het nie groot drome nie. Ek het langtermyn goals wat een of ander tyd gaan Exactly. Wel, 'n goal en 'n droom is maar amper dieselfde ding, sou ek sê. Dan wil ek gou by jou hoor voor ons afsluit. Dis nou jou eerste keer hier by Connection Studios. Wat dink jy van hierdie studio hierso? Dit is so cool. Ek praat met Jaco hier nou, ek sê die groot ding van die ding is wat ek direk, en dis daai ding van droom en doen. Hy het nie net besluit hy doen nie. Hy het gedroom daaroor en hy het oordenklik gedoen. So dis en om daai Dolby Atmos mix te wees, 7.2 is dit nie? 7.1.4. Ja. En die ding wat ek direk agtergekom het is dat dis 'n baie belangrike ding vir enige kunstenaar wat daar buite is en luister, is dat musiek is so 'n cool ding om so hard die hele tyd musiek te luister. As jy kan Dolby luister, is dit dalk bietjie beter, want die klank is net so, dis nie so, dit dryf nie so hard nie. Ja. So ja, om 'n fasiliteit te hê wat jy sulke goeders kan doen, sulke mixes kan doen en sulke goed in ons land is baie cool. Ja. So hats off dat hy dit doen, want ons almal weet dat om 'n studio te hê in vandag se tyd is nie maanskyn en rose nie, verstaan, en om die moeite te doen om so 'n studio te doen en te weet dat jy die studio gaan altyd, daar's altyd iets wees in die studio, maar jy gaan nie jouself verryk om 'n studio te hê nie. Ja. Dis 'n passion job. Dis wat my cool is van die plek. Ja. En dit sê jou iets direk van Jaco se hart rondom musiek en wat hy doen hier. So dis my moer cool. Ja, nee, ek bly geniet dit, en ek dink hierdie is 'n wêreldklas fasiliteit, en hy het dit definitief toe hy dit besluit het om dit te doen, het hy dit reg gedoen. So daar is nie 'n ander studio soos hierdie in Pretoria nie. En ek was al in 'n hele paar recording studios, en ja, hierdie is by far een van die coolstes. Hoorie, ons het 'n geskenk vir jou hier van ons af by Dromers en Doeners. Inteendeel, meer as een geskenk. Okay. So daai is jou eie persoonlike Dromers en Doeners koffiebeker. Met my naam en alles. Met Thanks, jou naam my op? bra. Dis moer cool. So daai ene is letterlik as jy nou in die oggende jou filter koffietjie of jou boere troos uit om uit drink, dat jy nooit vergeet om aan te hou droom en aan te hou doen nie.
Hy gaan 3 keer elke oggend voor 10 uur gebruik word. Fantasties, fantasties en hy's nie dishwasher friendly nie. Is Neem hy? in ag. Nee. Okay. Daai gaan afkom as jy hom in 'n dishwasher sit. Ek sal sê. So neem dit net in ag. En dan hier het ons vir jou ook in hierdie koevert is daar vir jou 'n voucher van ons klereborg af. Okay. So Weller Clothing is Awesome. of Weller 300 is hulle naam. Hulle borg ons. Hulle het jy kan op hulle webwerf gaan. Hierso's vir jou die voucher. Jy kan vir jou 'n T-hemp van jou smaak gaan kies. Dis 'n baie cool brand met 'n baie cool betekenis agter die naam. So Weller beteken mos courage against all odds. Okay. En ek meen jy is definitief 'n courageous ou. Against all odds het jy nog steeds bo uitgekom. So en dit is ook geïnspireer deur die storie van Gideon in die Bybel waar hulle met 300 man teen die Midianiete gaan veg het en hulle oorwin het. So dit is definitief 'n baie positiewe inspirasie agter die klerebrand. Ja. So hier's vir jou 'n hemp, 'n voucher vir 'n hemp. Baie cool, bra, dankie. En dan is hier ook een van ons ander borge is Moon Studio. Dis 'n barbershop in Pretoria Oos. Okay. Jy kan daar gaan vir 'n gratis haarsny, baard trim, 'n Papa wax, treatment. 'n wat ook al. Maak dit seker jy boek online vooruit want hulle is vrek besig. Okay. Maar ja, dankie vir Weller Clothing of Weller 300 rather en ook Moon Studios. Dankie. Daai is ook vir jou. Ek waardeer. Ek gaan dit verseker gebruik. Ja, Ek like dit, ja, ek like daai hempes. dankie. Ja, dis great. Hoor en die betekenis agter alles is net vir my so, ek voel soms 'n bietjie meer braaf as jy hom dra ook. En dan dankie dat jy hier was my vriend. Dit was vir my baie lekker. Dankie dat jy 'n bietjie van jou dieper stories kom deel het en vir ons 'n baie pret liedjie gedoen het. En net gechat het oor jou karier en oor die dinge van die lewe. Ek waardeer dit. Ek waardeer, dankie vir dit wat jy hier doen. Ek dink is baie belangrik soos ek in die begin ook gesê het. Hierdie gesprekke beteken altyd vir een of ander iemand iets erns. So keep at it. Baie dankie. Waardeer dit. Dis my bos. En dan dankie aan almal wat gekyk het. Weereens dankie aan Weller 300 vir julle borgskap. Dankie aan Moon Studios. Dankie ook aan Elder Photo en Arthur Photo Rental dat julle deel is van hierdie collaboration hierso op Dromers en Doeners. En weereens dankie aan Jaco van Connection Studios en Connection Productions. Dankie dat julle gekyk het. Sien julle volgende week, selfde tyd, selfde plek. Totsiens. Want ons is dromers en doeners. Kom, vertel jou storie, deel jou beste dag. Ja, ons is dromers en